Die wonderlike voorreg in die huis van die Here. Dankie vir die kosbare gees van die Here wat hier is en ons eer U dat ons weet die gees van die Here sal sy gang gaan. U sal vanmôre U doel bereik soos wat U wil. Praat met ons Here soos wat U uit die woord uit vir ons dit wil gee. Geseënd is die God ons Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Geseënd is die Seun Immanuel, halleluja, die redder. Geseënd is die gees van God vanmôre, die drie enige God in ons midde en ons verheerlik, loof en prys U vir die goedheid en die guns. En dankie Here vir die wonderlike voorreg vir die Sondagoggend saam in die huis van die Here te wees en ons eer U. Die gemeente van die Here sê amen. Baie dankie vir die sitplek hier, baie welkom in die huis. By my skoonouers is hier, my skoonpa, daar's 'n groot verbetering. Die Here genees hom en hy is op die punt waar hy was en waar hy nou is, wat hy nie kon sit, nie kon lê nie. Die pyn was net te erg vir maande. Die Here hom genees, ons loof die Here daarvoor. Halleluja. Ek wil die eindige instalies die vanmôre, julle weet, hulle is altyd oor ons. As jy vanmôre in die taal sal lees, 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1. 1 Korintiërs 12, ons lees vanaf vers 1. Prys die naam van die Here. Paulus sê hier aan die gemeente van Korinthe, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek hê dat julle onkundig moet wees. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net so julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge en tog dieselfde Here. Daar is 'n verskeidenheid van werkinge en tog dieselfde God, wat alles en almal werk, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, die ander 'n woord van kennis van wie dieselfde Gees, hoofletter God se Gees, en 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en 'n ander genadegawes van gesondmaking en deur dieselfde Gees. En 'n ander werkinge van krag en 'n ander profesie en 'n ander onderskeiding van die geeste. En 'n ander allerhande tale en 'n ander uitleg van die tale, maar al die dinge werk een en dieselfde Gees, wat ek aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. As alweer maar hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Ek wil sê die kerk sou nie kon bestaan sonder die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. En dit word al minder in die kerkgeleenthede. Ek het reg oor die wêreld, dis nie net Suid-Afrika nie, word die werkinge van die Gees van die Here teruggehou as gevolg van kerkdogma en leerstellings en valse leerstellings van die wêreld en die kerkewêreld besig is om in te dring. Maar ek wil vir u sê, daar is nog mense wat vas staan ongeag van wat om hulle gebeur, dat God se kosbare gawe steeds deel is van die kerk, dat die Heilige Gees steeds werksaam is in die kerk, en wanneer ons hom toelaat, werk die Gees van die Here kragtig om wapens van die vyand neer te werk en vestings neer te verpletter, omdat hy die God is van die gode en die koning van die konings. Kan ons ook net vanmôre net 'n vinnige lof gee. Die Here van die koning. Daarom sê daar is verskillende gawes aan die kerk gegee, deur die Gees met hoofletter.
Openbaar die Gees dan genadegawes. Die kerk gaan net 'n bietjie duideliker wees, daar is bedieninge, as werkinge van die Gees, daar is verskeidenheid, vers 8, woord van wysheid, woord van kennis, geloof, kragte, liefde, 'n onderskeiding van allerhande geeste. Dit wil sê, dit is nie van God af, dit wil sê onderskeide. En dan allerhande tale en uitleg van tale. En al hierdie wonderlike gawes word deur die Gees van die Here deur die kerk gebruik en vir die kerk gebruik as die kerk oop is om te ontvang en deur te gee aan mekaar en dat ons daar is om die liggaam van Christus te bedien. U sal net sien waar jy gaan met hierdie boodskap. Geestelike gawes ongelukkig as gevolg van, ek wil dit nou regstel, onkunde in die kerke gelewer, jy begin sterf en jy hoor nie meer. Iemand sal opstaan en sê, so spreek die Here. Jy hoor nie meer dat iemand sal opstaan en sommer uitbreek in 'n taal. Jy hoor nie meer dat mense daar die Gees van onderskeiding sal opstaan en sê, dit wat nou hier is nie van die Here. Nog agterkom ons baie keer van ons predik en dit het vanmôre gebeur met die musiek toe Chantel gesag gevat het. En vandat ek by die huis gery het in 'n voertuig wat elke dag ry nie wil staart nie. Regdeur tot by die kerk wat water opgestamp word, die instrumente wil nie werk nie, niks stel in op die stelsel nie. Alles werk teen alles. Toe weet ek met my hele gees, met my hele siel, dat God se Gees hier is om vanmôre 'n woord vir die gemeente te gee, prys die Here. En dit is wat my opgewonde maak, dat die Gees van die Here werk en wanneer die vyand begin terugwerk en wanneer hy begin om dit teen te staan, dan weet ek, hy wil die woord keer, hy wil die salwing keer, hy wil die teenwoordigheid van die Here keer in hierdie plek. Maar ons weet, ons het krag om die vestings van die vyand deur te werk, want die Gees van die Here is in ons kant. Die bloed van Jesus is teen elke werk van die vyand. Halleluja. Die Here wil ons moet funksioneer. En ek weet nie van julle nie, ek weet nie hoeveel ouens van julle al, en dit moet gebeur, dit het gebeur. Daar in jou kamer is dit bietjie donkerig is, jou toon teen die bedkassie of die bed te stamp nie. Daar sulke ouens al. Mense wat hulle vinger raak geslaan het met 'n hamer, en die deur raak geslaan het van die kar. En as hy seer is, ek sê Bekorrie wys daar van sy vrou, dit was 'n karavaan deur. Jy sien, die groot saak is dat jy kan nie vir daardie ledemaat wat seer is sê, weet jy man, jy is nie deel van my nie. Jy kan maar pyn. Dit werk nie, want jou liggaam ervaar die pyn. Maak nie saak waar jy seer het nie, jy ervaar, hier is nou iets fout. Daarom wil ek vir u sê, die hartseer saak is dat in die liggaam van Christus is daar baie wat pyn het, baie wat lyding het. Dan sê die liggaam van Christus, jy is nie deel van my nie, dit maak nie werklik vir my saak. As ons hier by plek gaan uitkom van passie en van omgee vir mekaar en my broer en suster, dan beteken die kerk vir mekaar niks nie. Dis nie saam met my vanmôre. Daarom wil ek vir u sê, die gawes is gegee, talente is gegee om mekaar te dien. En ongeag van jou eie situasie, sal jy agterkom wanneer ek baie keer iemand bedien of iemand ophelp of iemand bemoedig, dan word ek self bemoedig in my eie situasie. Is jy reg? Baie keer mense nie van die dinge wat gebeur nie. En wanneer jy iemand soms kom en glo my ons wat bedien loop ook 'n pad. Voel jy soms jy is so uitgeput. Daar het soveel goed vandag gebeur. En met iemand bedien daai aand of jy het 'n situasie waarmee jy sit. En dan sê ek vir Elsa partykeer, ja, ek is net op vanaand.
Maar wanneer ons bedien, of wanneer iemand daar is, of wanneer iemand kom of ons gaan bedien iemand, dan voel jy in jou gees gelig. Want dit is deel van die gawes van God, daardie kosbare liefde wat die Here laat deurvloei, lig jou op bo jou omstandighede. Is ek reg? Nou, ons brein is 'n snaakse ding. Hy registreer wat fout is in die liggaam. Brein self kan nie pyn ervaar nie. Dis hoekom hulle oopgemaak het lokale verdowing, Parkinsons ouens lewendig in die brein kan dele doodbrand sodat daai deel onaktief raak. As daai brein nie verdoof nie, die brein voel die pyn, maar hy registreer pyn van die res van die liggaam. As jy kop seer het, sit jou brein nie, die are, of die nek, van waarom van kop. Daarom wil ek vir jy sê, wanneer daar 'n probleem is, registreer die kop die probleem, en geestelik is Christus, Jesus, die hoof van die kerk. En hy weet waar die probleem is. Die probleem is die link is af, as ek dit daar die Engelse term mag gebruik. Van die kerk na Christus toe, na my broer en suster, van my broer en suster na my toe. Dit wil sê ek registreer nie, en ek ervaar nie, daar is pyn en lyding, wat hierdie mense deurmaak. Met die verlede Sondag, ek het bedien, sy is nie hier nie, ek kan haar naam noem, Sister Annelie, hulle sit daar in die middel van broer, van stadium met die gitaar speel, onderskei, en na die diens, kom sy na my toe sê, pastoor, is jy alright? Ja, ek is natuurlijk so alright. Dis soos 'n pastoor, jy moet altyd alright is. Ek weet hoe so werk. Sy sê, pastoor, ek vra jou weer, is jy alright? Sê, ja, daar is maar 'n paar dinge, sy sê, kom. En sy lê vir my hand op, en sy begin vir my bid, daar was een van die broers so saam daar. En ek broer Herman, en hy lê vir my hand op, en bid vir my. Omdat die gees van onderskeiding van geeste opereer. En dan kan ek nie so goed het ek gevoel na daai gebed. Want ek weet dis die Here wat my raak gesien het, dis nie 'n mens nie. Ek was bedien omdat God gewees het, ek het dit nodig op daai stadium van die omstandighede. Die Here is so getrou. En as God ons net kan help dat ons in die liggaam van Christus kan onderskei wanneer daar 'n probleem is. En Here, dat ek aangeskakel is om te kan voel en ingeskakel is dat ek deel is van die liggaam van Christus. En ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, maak nie saak hoe jy jouself sien nie. Jy kan nie jouself afsonder van die liggaam van Christus. Wanneer jy iets tourniquet rondom slanggif of wanneer daar erge bloeding is, die ouens wat die noodhulp het, en hulle sit vir jou tourniquet om te keer dat die bloed by daardie wond uitkom. As jy hom nie afhaal na 'n sekere tyd, dat daar bloed vloei na die orgaan of die lidmaat is nie, dan kry jy soos gangreen, die bloed word afgesny en daardie ledemaat sterf. Door wat ek sê vanmôre. Wanneer die kerk die gees van die Here ervaar en toelaat dat hy deur ons werk nie en deur my werk nie, tourniquet ek myself van die liggaam van Christus. En dan sê ek is nie deel nie, en as daar gewoonlik 'n klomp redes, ek is te oud, ek is te siek, ek is te jonk, ek is te onbekwaam. Ek wil vanoggend vir die kerk van die Here sê, elkeen van u wat hier is deel van die liggaam van Christus, en ons kan onsself nie tourniquet nie. Weet jy wanneer sien ek iemand verhouding met die Here het? Is wanneer daar baie geskryf is in die woord. Sy gaan nou nie beleid met dit sê nie, maar Anita gee my 'n Bybeltjie. Hy moet die lap, die baie jare. En soos wat die Here deur my praat, is in my bakkie. Soos wat ek hom koop maak, dan sien ek die datums, die Here gepraat,
Jy sien, dit is die geheim. Kerk van die Here moet ingeskakel wees deur die gebed, deur die woord, deur toewyding, deur die Gees van God wat deur jou werk, deur die woord wat jy ontvang van die kansel af, as ons hoor wat die Here vir ons wil sê, kan jy jouself nie wil ek sê, laat sterf van die liggaam nie, want as dit doen die ket selfmoord. Dit maak nie saak wat die funksie van jou deel is van jou liggaam. Baie mense sê dat die blinde darm het geen doel nie. Hulle verstaan nie die besigheid nie. Ek was in teater, ek my genooi waar ek bygestaan het by 'n vriend wat dokter is. Ek het bygestaan met 'n blinde darmoperasie. Ek sien hoe dat hulle hom afbind en kyk hulle of hy ontsteking in het. Is net so doe jy met so 'n bietjie beraam. En hoe hom sny verwyder. Maar hy het 'n doel. Ek gaan baie ons sê ek verstaan nie. Hoekom het ek? Daar's goed wat vir jou minder belangrik is, want jou oë is vir jou belangrik, jou ore is vir jou belangrik. Daar's goed wat baie belangrik is, dan wonder ons, hoekom het ek 'n naaltjie? Ek gebruik maar voor elke ding wat daar is, 'n rede en 'n doel in die liggaam. En daarom die liggaam van Christus vanmôre moet u weet, is die woord vanmôre en die titel van die woord onderskei die liggaam. Dit wil sê, Here, hy wys my waar ek deel is van die liggaam. Is ek deel van die liggaam? Is die liggaam deel van my? Adam en Eva het 'n onbelemmerde situasie gehad. Terwyl hulle gewandel het met God, was hulle gees, hulle siel en in hulle liggaam, omdat hulle liggame gehad, dit is nie verheerlikte wesens. Gees, siel en liggaam onbelemmerd. En dit het gemaak dat die krag van God kon deurvloei deur Adam en Eva. Dit kon maak dat hulle alwetend was. Die staat wat ons weer gaan lees as ons nie meer is. Dit is wat gemaak het dat hulle op 'n plek was sonder sonde, sonder ongeregtigheid en dat hulle met God kon wandel, want daar was 'n oop kanaal gewees totdat hulle self gedoen het en weg van God se gees, weg van sy teenwoordigheid, hulle self geestelik laat sterf het. En vandag nog steeds lê die wêreld daaronder en ons sou presies dieselfde gedoen het. Maar dank die Here dat daar die eerste verhouding was herstel oor die 2000 jaar gelede op die kruis toe hy sterf. En hy sit my weer in verhouding met die Vader. Ek wil sê as jy ernstig is met God, ek praat nie van 'n gemaklike godsdienst nie, van nou en dan maar net bietjie bid, op bid as ek in die moeilikheid is nie. Maar as daar 'n verhouding is deur die woord in gebed, as daar 'n verhouding is dat jy die liggaam van Christus bedien, wil ek vanmôre vir die kerk van die Here sê, werk Christus se krag deur jou en is daar lewe en word dit weer herstel soos dit was en ons is weer op 'n plek waar daar onbelemmerde verhouding is. Dis in my en God. Dis nie wat ons begeer. Ook verhouding. Ja, ek het vanmôre 'n eenvoudig voorbeeldjie. Hierdie besigheid brand. En ek kan skop. Ons al weet. Ek kry nie meer som hierdie als dit nou LED. Terwyl ek besig is om voor te by, te besef ek dat die buitekant van hierdie gloeilamp is eintlik soos 'n mens se liggaam. Hy is breekbaar. As ek hierdie balk laat val, is die kans so goed vir alle harde vloer dat daar die balk kan breek. Maar hierdie balk kan breek sonder dat hierdie draadjie wat die ligvorm is, breek. Dit is baie skaars, maar dit kan gebeur. Daardie ligvorm
is jou sielsdimensie. Saam met my? So in jou siel kan jy steeds bestaan, al is jou liggaam stikkend. As jy my oom met Parkinsons, kon glad nie beweeg nie, jy het ook al die getuig. Terwyl hy lê, en hy kan nie beweeg nie, en hy stotter, hy kan nie praat, maar as hy bid praat, dan bid hy glad. Sy liggaam was stikkend, maar sy sielsdimensie was in plek. En die gedeelte wat afgaan, dra die krag na die kontakpunt toe. Dit is my gees. Ek wil vir die kerk van die Here vanmôre sê, dat wanneer my gees in kontak kom met sy gees, en wanneer daar 'n verhouding is, dan kom die lig aan. Maar jy sien, dit is baie maklik, hierdie goed wat gehou word. Dit is baie maklik dat dit gebeur. God se gees, sy teenwoordigheid is nie tydelik nie. Dit werk nie soos beerkrag nie. Daar is altyd krag op God se lyn. Halleluja. Maar dit is ek wat myself ontkoppel van die vloei van die Heilige Gees. En as jy kom kry, is jou lampie dood. My lig is dood. Daarom sê hy dat julle lig skyn in hierdie wêreld. Ek wil vir die kerk van die Here sê vanmôre, as ons lig nie meer skyn nie, dat ander mense kan sien ek is 'n kind van die Here. Deur my optrede, deur my taalgebruik, deur my manier hoe ek met ander mense werk, deur my liefde. As dit nie so is nie, wil ek vanmôre vir jou sê, het jy 'n probleem. Daardie gloeilamp met 'n 3-delige samestelling, wat ooreenstem met my gees, my siel en my liggaam. En dit is dieselfde soos wat die drie-eenheid in die hemel is gee, God die Vader, God die Seun, die Heilige Gees, drie-eenheid. Dit is dieselfde. En wat vir my opvallend was, is dat Genesis 2:7 sê die woord van die Here, nadat God, want hy het ons nie geskape nie, hy het ons geformeer, het jou gemaak. Nadat hy ons gemaak het, sê die woord, het God die Vader sy gees van lewe in die neus van die mens geblaas. En Genesis 2 sê, en die mens het 'n nuwe lewende siel geword. Halleluja! Maar die sonde oor die wêreld en die tyd wat die sonde gegaan het, en soos wat het gegaan het oor die jare, wil ek vir julle sê, was daar 'n ontkoppeling gewees. En niks kon die krag meer aankry, en niks kon die lig in die mens laat skyn nie. Maar toe hy kom, en hy sterf, 'n aaklige dood aan die kruis. Hy ontledig homself as God. Hy kom as deel van die drie-eenheid. Hy word 'n dienstig. Daarom het ek 'n ding met titels, ek het 'n ding met mense wat voel hulle is daar. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is niks, ek is niks, niemand is niks. Want waar God is, wil ek vir u sê, sy teenwoordigheid, hy is alles. Want hy het alles gegee vanmôre, en nie en ek kan leef en oorleef, en ons kan gloei in die omstandighede waar ons en lig wees, ongeag wat om ons gebeur. Kom ek sê vir die van waar ons ek kom, sê die mens het 'n nuwe lewende siel geword, Johannes 20 vers 22, ek kan dit gaan lees. So die lewende siel, daar die Gees vervulde invloei, het deur sonde van die eerste Adam af alles verdwyn. Jesus vaar op, hy kom terug, hy praat met sy disippels en herken hom. Here, dis u. En wat doen hy? Ek gaan lees, en hy blaas oor die disippels. Wat het hy geblaas?
Hy het die lewendmakende Gees teruggesit in die mens. As ons nie bly vanmôre. Hy het die lewendmakende Gees teruggeblaas in die mens, toe hy die disippels blaas, en hy sê, gaan die wêreld in, gaan verkondig hierdie evangelie. Hy sê, julle sal groter werke doen as wat ek gedoen het, en hy bring weer daar die Gees wat van die Vader in die neus van die mens geblaas het, kom Jesus Christus, Nuwe Testamenties, en hy blaas oor die disippels. Ons is deel van die Nuwe Testamentiese kerk vanmôre, my broer en suster, en ek wil vir u sê, as ons deel is, dan het ons die lewendmakende Gees wat opwek binne in ons, halleluja, en hy herstel hierdie verhouding. Daarom wil ek vir u sê dat geen groeiland wat ontkoppel is kan brand, waar hy hom ook al sit. As hy nie 'n kragbron het wat vloei tot daar. Ek wil vanmôre vir u sê dat u toewyding en u gebed is die skakelaar. Vat hierdie eenvoudige Sondagskoolles, as ek dit so mag noem. Dis die skakelaar wat die krag laat vloei deur die omstandighede. Ek vra die Gees van die Here vanmôre, hoeveel van julle skakelaars is nou af? Jy sien die bewys dat die krag aan is en dat God deur my werk is juis dat die lig brand. Afrikaans het ons 'n lelike ding wat ons sê soms van mense wat bietjie verstandig nie daar is, bietjie stadig is. Ligte is aan, maar niemand is tuis. Ek wil vir u sê, die ligte kan nie aan wees en jy kan nie daar wees. Jy moet geestelik ingeskakel wees, sodat die Gees van God deur jou kan werk. As ek u begeerte vanmôre vir 'n paar oomblikke sluit die oë, steek dit aan om sê, Here, dit is my begeerte, dat die Gees deur my sal werk, maak my lewend. En daarom kan ons ligte skyn. As die kerk van die Here sê, God werk nie soos ek gesê het op beerdkrag nie. God werk op volle krag en vollealiteit. Wil ons ontvang vanmôre. Wil ons vanmôre sê, Here, ek wil nie beerdkrag hê nou en dan, ek kry Sondagoggend net 'n boodskap, of ek luister iets op die foon nie. Ek wil die Gees en volle in my lewe laat opereer. Jy weet, probleem is dat sonde, ongeregtigheid, ongehoorsaamheid maak dat ek die lig afskakel en die krag vloei nie meer. Jy sien, die liggaam, ek wil hê nou moet jy vir my mooi hoor vanmôre. Die liggaam, my brein, is wêrelds bewus. Om die ouens met die gewig te werk en dink aan wêreldse vervalle dinge. My liggaam is wêreldbewus. My siel is selfbewus. My sielsdimensie is selfbewustheid. My gees is Godbewus. Daarom wil ek sê, wanneer ons wêreldbewus is, dat die Godbewustheid van wat belangrik is, nie vir ons stel. En ek wil vir sê dat ons intellek, ons ideale, ons liefde, ons emosies, ons keuses, ons besluite, alles lê in ons sieldimensie. Maar die Gees is die kommunikasiepunt waardeur God se Gees deur die kern van hy vloei, wat lig. En wat sê Dawid? Here, neem die Heilige Gees nooit van my af weg. Ek wil vir u sê, moet net laat ons die Gees van die Here bedroef. Dit is so maklik om hom te bedroef deur 'n nie omgee houding. Dit is maar nie saak wat gebeur. Ons gees mens het 3 dele bewustheid. Dis ons intuïsie,
gemeenskap soos met die Vader. Daarom kan sielde mensie, ek wil vir u sê, moet nie beheer neem oor my geesdimensie. Die geesdimensie moet beheer neem oor my sielsdimensie. Dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef deur my, soos die apostel Paulus sê. Dan vloei die gees van die Here deur my. Maar die Heilige Gees werk, dan ervaar ek iets besig om in my te gebeur. En dan werk hy deur die gemeente van God, werk hy in die harte van mense in die kerk. Jy sien wêreldbewustheid verdwyn. Ons is die ou quote van turn your eyes upon Jesus. And the things of the earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. My gees, ek sê bewustheid, my intuïsie, 'n gemeenskap met die Vader, deur die Heilige Gees. Die liggaam van Christus, wil ek vir u sê vanmôre, kan nie volmaak wees, die praat van die kerk, sal nooit volmaak wees nie. Maar 'n geestelike volmaaktheid is wanneer dit ingeskakel is, en wanneer die bron, die krag deur my vloei, en daar is in my lewe. 1 Korintiërs 12:15. Ek net weer lees, 1 Korintiërs 12, vers 15, 25. Verskoon tog, dit is juist 1 Korintiërs 12 wat ons gelees het, tot en met vers 11. Hy sê, ek wil nie julle moet onkundig wees oor die geestelike gawes nie. Dit wil sê, ek moet my posisie ken in die Here. Ek moet weet waar God my aan gebruik. Hebreërs 4de hoofstuk, vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel, gees en van gewrigte en murg, en is die beoordelaar die oorlegginge van die gedagtes van die hart. Die oorlegginge, die gedagtes van die hart. Die gees van God dring oral in. Jy vlug in die hand vat en jy 'n skerp lig, jy dalk 'n lig wat versprei, maar God se lig skyn oral. En ek maak op 'n klaar, wil net vir u sê, waar God se lig inskyn, kan jy niks wegsteek. Daar's die deel van jou hart, 'n deel in jou verstand, 'n deel in jou mens, jy kan wegsteek nie. Want God se gees ondersoek alle dinge. Die woord sê selfs die dieptes van God ondersoek God se gees. Ek sluit hiermee af. Kom ons wees die liggaam van môre en kom ons dien mekaar met liefde. Kom ons vra die Here terwyl die musiek vir ons gaan speel, wil ek vir u gebed doen. Here, u krag is altyd daar. Die probleem lê by my. Here, laat ek die skakelaar weer aansit, laat die lig vloei. En die krag vloei, sodat my lig kan brand. En sodat lig in die wêreld kan wees. Weet jy wat? Die wêreld om ons is donker. Die van u wat te doen het, baie het al afgetree, maar die van u wat in die sekulêre wêreld is, nog steeds met mense te doen kry. Die wêreld is siek. Die wêreld om ons is in 'n vervalle toestand. Hulle sit in donkerte. En die vyand kom, en ek wil dit so stel, met 'n vuurtjie lig, hy gee vir hulle lig en sê, dit lyk mooi, hè? Lig op die onderwerp vir 'n oomblik, as jy lig dood, maar wanneer God se lig skyn, skyn hy deur jou, dat die wêreld kan sien, dit is iets anders. Wat sien die wêreld as hulle ons kyk? Wat sien die vyand buite met sy magte as hulle ons kyk? Is daar 'n vrees in die vyand vir die kind van God? Sê ag nee, maar dis maar weer 'n liggie wat gaan doodgaan.
Kort is daar 'n kortsluiting. Kort is daar 'n probleem. Ek wil vir die kerk van die Here sê vanmôre, maak seker dat die aansluiting reg is, dat my gebedslewe in plek is, dat die woord van God in plek is, sodat ek ingeskakel is en dat ek kan brand en die liggaam kan bedien van Christus. Hy saam staan, ons sluit ons oë. As jy ingesluit wil wees, jy steek net jou hand, as die Here sien my raak vanmôre. Vader, vanmôre staan hier die gemeente voor U. En elkeen van ons het nodig. My eie hand wil ek opsteek vanmôre. Sê Vader, sien ons raak. Ons het nodig dat die kragkonneksie sal deurvloei. Ons het nodig dat die kosbare Heilige Gees teenwoordigheid in ons omstandighede gaan wees. Ons het nodig, Here, om mekaar te bedien. Ek wil bid die liefde van Christus wat alles oorweldig weer sal vloei deur ons geleedere. Die teenwoordigheid weer ons lewens sal maak. Want deur U Gees sal ons lewe. Deur U Gees sal ons oorwin. Deur die bloed van die Lam se openbaring, sê deur die woord van ons getuienis, krag van die Heilige Gees, die krag van die bloed. Ons sal oorwin, ek weet dit. Ons verheerlik en ons loof U vanmôre. Maar die woord sê, U woord sê, en hierdan sal die wêreld julle ken, die liefde wat onder julle is. Laat die liefde van die Here onder ons wees. Ek spreek dit. Here, ek wil vanmôre liefde saai. Ek wil genade saai vanmôre. Ek wil die oorwinning van die Here saai vanmôre. Ek wil bid, Here, dat daar 'n geestelike saad sal val vanmôre, wat groei in harte van hierdie gemeente, dat ons U sal dien en opreg sal vrees soos wat dit moet, om God te dien in die tyd waarin ons is. God in the river, you see all impossible. God in the mountain, you can't tumble through. God's specializes in feats of the impossible. He'll do for you what no other power can do. Hallelujah, dank U Jesus. You are impossible. Dank U vir die genade, Here. My opgekom nou net. Baie van ons in die kerk, wie se kinders die Here nie dien. Van ons wie se gemeente, die gemeente wie se familie die Here nie dien. En baie van die wat jy mee kontak het met jou kind, is tragies. Jy kan alleen die skakelaar, die krag terugkry, nie om te praat en te preek vir my.
wat te bid vir. En te glo ons vanmôre, u van die wat u is, dat bekommerd is oor jou familie, oor jou kinders, jy gaan jou hand opsteek, en sê, Here, vanmôre, terwyl ons bid, sien ons raak, sien ons kinders raak, sien ons familie raak, sien ons kleinkinders raak, die van die wat al groot kleinkinders het. God red steeds, hy genees steeds, hy doop steeds deur sy Heilige Gees, maar daar moet van ons kant af, die gawes moet vloei, die toewyding moet daar wees, die liefde vir God moet daar wees, en God gaan die wonderwerk doen, gloei dit vanmôre. Kom ons sluit so, steek jy hande op, as u vir iemand wil instaan, Here vanmôre, bid ons vir ons families, bid vir ons kinders, ons bid vir ons kleinkinders. Die vyand wil kom en kom roof. Jy het geen reg om te kom roof. Ek bid vir elkeen wat hier staan, met hand opsteek en sê, Here, sien my raak. Sien my omstandighede, sien my familie raak. U weet, hulle wie u nie ken nie, hulle wie u weet, hulle wie u nie dien nie. As hulle wat niks met u te doen wil, en die Here, ons roep hulle terug vanmôre. Ons wil geestelik manifesteer. En Here, soos ek die skakelaar aanskakel vanmôre, wil ek binne daar 'n skakelaar sal aankom in die lewe van ons mense se families. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons profeteer lewe. Ek profeteer lewe in oorvloed. Bekerings in oorvloed. Oorgawes in oorvloed. Maar die vyand ons mense vashou in gebondenheid. Ons kanselleer die werke van die vyand in die naam van Jesus Christus. En ons eer u vanmôre. Ons gemeente wil ek dit losmaak. Hulle wie laks geraak het, hulle wie nie deel is en wat nie deel van die gawes en die werking is nie. Ons roep hulle in vanmôre. U is die God van verandering. Kan in harte werk vanmôre. En daarom wil ons die Here, ons wil onsself tot beskikking stel, dat u vanmôre deur die krag van die Gees sal deurwerk en die oorwinning sal gee in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen, amen.